Goeiemôre almal, dit is Woensdagoggend, vandag is dit die 14de Januarie die jaar 2026, is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor sonde en vergifnis. Kyk, nie een van ons kan sê ek is sonder sonde nie, want dan jok ons vir onsself. Ons kan net geregverdig word deur die genade van Christus Jesus. En dan natuurlik, as jy sê, Here, vergewe my, dan kom hy en hy vergewe jou. Kyk, Dawid, toe hy gesondig het hy na die mense toe gehardloop nie, hy het nie gou na die profeet of die priesters toe gegaan nie. Nee, hy het na Jesus Christus toe gegaan en gesê, Here, ek het gesondig, vergewe my. En die Here het hom vergewe. Die Here sê, hy's 'n man na sy hart. Maar kom ons lees hier so, ek wil vir ons lees vandag hier uit Lukas 7 uit hier vanaf vers 29. En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Maar die fariseërs en die wetgeleerders het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie te laat doop nie. Toe sê die Here, waarmee sal ek die mense van hierdie geslag vergelyk en waaraan is hulle gelyk? Hulle is net soos kinders wat op die mark sit en mekaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie, ons het vir julle 'n klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie, want Johannes die doper het gekom en hy het brood nie geëet nie en ook nie wyn gedrink nie en julle sê hy het 'n duiwel. Die Seun van die mens het gekom, hy eet en hy drink en julle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van die tollenaars en die sondaars, maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders. Dan wil ek vir ons die gedeelte voorhou van die sondares wat die voete van Jesus gesalf het, hier vanaf vers 36. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet en hy het in die huis van die fariseër gekom en hy het aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat die sondares was verneem dat hy in die fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween en sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof en sy het sy voete gesoen en dit gesalf. Toe die fariseër wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Kyk, nie van ons kan onsself regverdig voor God nie. Hy weet, hy ken ons sonde. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê, en hy antwoord, Meester, spreek. En hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een wat die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy hom na die vrou en sê vir Simon, sien jy hier die vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy vir my voete nie gegee nie. Sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof dit afgedroog. Gesoen het jy my nie gegee nie. Maar sy het vandat sy ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het met my voete met olie gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy, vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sonde is vergewe. En toe almal daar aan tafel was by hulle self sê, wie is hierdie man wat self sondes vergewe? Hy sê toe vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, halleluja. So ons geloof sal ons red. As ons net na die Here toe gaan en sê, Here, ek het gesondig, vergewe my. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons weet ons is sondaars. Here, ons weet ons struikel en ons faal. Here, maar ons kom vanoggend en vra, Here, dat U opnuut ons sal kom skoon was, ons sal kom reinig, Here, van alle ongeregtigheid en dat U ons sondes nie aan ons sal toereken nie, Here, want ons weet dat U 'n regverdige God is. Here, ons loof en prys en eer U groot en heilige naam. Halleluja. Amen en amen.